dierbare God en ons hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kan kom. Op U heilige dag, die Sabbatdag. Here, die dag wat U in Eden geseën het, maar ook geheilig het, Here. Here, dankie dat ons nog as broers en susters saam kan kom aanbid. Here, dankie vir hierdie voorreg. Here, ek wil vra dat U my asseblief nou sal wegsteek en dat U 'n portret van Jesus vir U volk sal wys, Here. Wees met ons en stuur die Heilige Gees om in ons harte te werk. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. 'n Hartlike goeie môre aan almal wat ek nog nie gegroet het nie. Het ons enige besoekers hierso vandag? Baie welkom aan almal wat besoekers is. Ek sien daar agter ook. Baie welkom vir julle ook. Ek bid dat die Here julle 'n spesiale seën sal gee vandag, 'n dubbele dosis, soos wat hy vir Elisa gegee het. Is daar enige iemand wat vir die eerste keer vandag in 'n Adventiste kerk is? Vir ons skriftuur vandag, kom ons blaai na Openbaring 13 vers 14. Openbaring 13 vers 14. Julle is welkom om saam met my te blaai, ons gaan dit ook op die bord vir julle sit. Openbaring 13 vers 14, ek lees uit die ou vertaling, dit sê vir ons, en hy verlei die bewoners van die aarde, deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaar wond ontvang en lewendig geword het. Ons het nou gelees dat dit sê vir ons dat deur die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak. Die bewoners van die aarde, sê die Bybel vir ons, gaan hierdie beeld maak. Nou wie van ons glo almal dat Jesus baie lief is vir ons? Ek glo dit beslis. Wie van julle glo dat Jesus enigiets in sy mag sal doen om ons te red? Ek glo dit ook beslis en ek is bly dat julle saam met my dit weet. En dit is presies hoekom ek vandag hierdie boodskap wil aanraak. Juis omdat Jesus alles wil doen en ook reeds alles gedoen het om ons almal te red. Vandag se boodskap is nie altyd noodwendig 'n lekker goed voel boodskap nie. Hierdie is 'n boodskap wat ek al menigte male geïgnoreer het by hierdie gemeente. Dit is al menigte male op my hart gedruk en ek het al 'n paar keer verbygehou. Dit is 'n boodskap wat ek weet baie mense nie regtig van hou nie. En baie van ons vir een of ander rede sien dit as 'n vreesaanjaende boodskap. Ek het al in vergaderings gesit, wat ek gesit en luister het nadat sprekers hierdie boodskap aangeraak het, dat daar dinge soos bangmaker jaag almal die vrees in. Daar word vrae gevra of kan hulle dit nie net mooier aan oordra nie. Nou die enigste rede dat ek vandag hierdie boodskap aan julle wil bring is, omdat ek sien dat baie min mense deesdae in die kerke hier in Suid-Afrika daaroor praat. Alhoewel ek sien dat hierdie dinge is besig om ons te gebeur. En Jesaja 62 vers 6 sê vir ons ongelukkig dat ons dit soms moet doen. Dit sê vir ons daar, o Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Nou ek is verseker nou nie een van hierdie wagte op die muur nie. Maar daar is wel manne daar buite wat baie minder geliefd is, as gevolg van hierdie boodskappe wat hulle tog aanraak, omdat hulle werk doen.
en hierdie waarskuwings van liefde verkondig. En dan die laaste rede vir hierdie boodskap vandag is omdat Jesus dit vir ons gegee het. As waarskuwing om ons alle voordeel en guns te kan gee, so ver moontlik, sodat ons almal eendag gered kan word. Soos ek sê, julle kan dalk dinge hoor waarvan julle nie gaan hou nie, maar ek verseker julle, ek is nog steeds lief vir julle almal. En ek hoop dat julle my nie sal kwaadlik neem nie. Kom ons bid net weer en ons vra die Here se teenwoordigheid. Here, waar ons nou in u woord gaan inklim as sondige mense, en u woord is heilig, Here, wil ek vra dat u asseblief dieselfde Gees sal stuur wat hierdie woord geïnspireer het om ook ons te lei. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Daar was eendag, as daar gepraat van 'n vulkaan wat te veel gespreek het. Nou, dit was hoog bo die kusdorpie van San Arielo, het die berg Caldera gestaan. Nou, hierdie was 'n vulkaan wat al eeue lank, honderde jare lank waarskuwings gefluister het. Sy hange was pragtig, dit was weelderig gewees, met wingerde en dorpies. En mense het maar gewoond geraak aan die af en toe bewings en die vaar rookpluime wat so af en toe uitgekom het, en die gedreun wat soos verre donderweer klink het. Vir weke lank het wetenskaplikes en die owerhede begin smeek dat die inwoners moet ontruim. Selfs sirenes het gehuil, radio-uitsendings het dieselfde dringende boodskappe herhaal. Gaan nou, die berg is onrustig. Maar baie mense het gebly. Sommige mense het geglo dat hierdie vulkaan het al te veel keer valse alarms gemaak. Ander van hulle het net eenvoudig geweier om hulle huise, hulle oeste en hulle voorvaders se grafte te verlaat. Op 'n dag met dagbreek, net soos wat die son uitkom, het hierdie berg gebrul. 'n Kolomas het die lig ingeskiet en die son is verduister. Riviere van vuur het paaie deur hierdie vallei gekerf. Diegene wat hierdie waarskuwings geïgnoreer het, was skielik vasgevang. Hulle vlugroetes is afgesny deur hierdie vallende as en die gesmelte rots. Die tragedie was vinnig verby gewees. Die gesinne wat die owerhede en die wetenskaplikes se voorspellings uitgelag het, is baie skielik stilgemaak. Die wingerde wat geslagte en geslagte gevoed het, is onder verskroeide klip begrawe. In die afloop van hierdie gebeure het van die oorlewendes van berou gepraat. Hulle het nie die waarskuwings en die sirenes en die smeekbede vergeet nie. Die ramp het 'n groot les geword in daardie omgewing en is in die geskiedenis gegrafeer dat die natuur onderhandel nie en waarskuwings is beslis nie voorstelle nie. Ons titel vandag is die beeld wat koud geword het. Daar was lank jare terug 'n beeld was warm was in my jong dae. Van julle sal onthou dat daar was mense wat hierdie land deurgetrek het met 'n groot lorry, 'n groot trok, vragmotor. Die hele land vol wat mense vertel het van hierdie beeld. Seminare is gehou. Die goed is geadverteer reg oor Suid-Afrika. Ek kan onthou hoe ons as sulke klein kindertjies op Sabbatmiddag in die dorpe rondgeloop het met pamflette wat ons huis tot huis verstrooi het. Dit wil vir my voorkom asof hierdie beeld ijskoud geword het. En ek het gedink in hierdie week het ons dalk hierdie beeld laat koud word. Is ons dalk aan die slaap? Is dit dalk omdat ons in die verlede te veel mense van hierdie beeld al vertel het? Of het ons al dalk in die verlede te veel gehoor van hierdie beeld? Is ons dalk al so gedesensitiseerd dat ons net nie meer oplet om ons nie?
Dit het my laat dink aan die storie wat ek ook al gehoor het van 10 pragtige, mooi, jong en rein dames, 10 maagde, wat op 'n stadium opgewonde voorberei het vir die bruidegom. Hulle het hulle self mooi, deftige trourokke aangetrek, en hulle het hulle hare pragtig laat doen. Hulle het lekker duur en goeie parfuum aan hulle gespuit, opgewonde reggemaak, en later die aand het al 10 van daardie adventiste, daardie maagde gelê en slaap, nog voordat die bruidegom gekom het, middernag. Nou is daar dalk beelde in die Bybel wat ons 'n idee kan gee hoe dinge in die geskiedenis gebeur het. Is dit dalk moontlik dat dinge weer so kan gebeur? Is daar dalk ooreenkomste in die Bybel waarop ons moet let? Kom ons kyk na so 'n beeld. Blaai asseblief saam met my na Daniël 3. Daniël 3, ons gaan daar lees vanaf vers 1 en ons gaan so versie vir versie hanteer. So hou ook asseblief julle Bybels vir my daar oop by Daniël 3. Nou Daniël 3 vers 1. Dit sê vir ons dat 'n beeld is opgerig uit suiwer goud. 60 L in hoogte, 6 L in breedte. Nou vir die van julle wat nie weet nie, dit is omtrent 26 meter hoog en 2,6 meter breed. Nou, ek weet nie wat skat ek hierso. 5, 6 meter. As hy so groot was tot by die dak. 26 meter hoog. Hierdie was 'n enorme beeld gewees. As jy in ag neem dat 'n gewone huis omtrent 4 meter, kom ons sê 5 of 6 hoog is tot by die nok van die dak, soos wat ons dit nou sal ken, dan was hierdie omtrent so 3 of 4 huise bo op mekaar. Hierdie was 'n verskriklike beeld uit suiwer goud. Beeldhouers is heel waarskynlik genooi vir onderhoude. Kort lyste is opgetrek nadat die verwysings van hierdie beeldhouers opgevolg is. Goudsmede is aangestel, goud is gesmeld en 'n dal van Dura is voorberei. Ek kan my indink dat daar seker 'n reuse platform of 'n fondasie in daardie dal gebou is vir hierdie beeld. Beplanning is gedoen, waarna daarna nog beplanning gedoen is. Ingenieurs is aangestel, planne is opgetrek, want die outeur van hierdie beeld, Nebukadneser, wou hierdie beeld laat maak het. Ons weet dat hierdie was 'n verwronge afskrif, dit was 'n kopie van die oorspronklike wat aan hom gegee is, nie baie lank terug nie, in Daniël 2. Maar hierdie beeld wat Nebukadneser nou laat bou het, was die hele beeld uit pure goud. Sy gedeelte, Babylon se gedeelte, was nou die hele beeld, sy koninkryk. Dit wat oor Babylon gegaan het, was nou die hele beeld. Alles in hierdie beeld het oor hom, Nebukadneser en sy koninkryk gegaan. Nou daar is moeite en baie hulpbronne in hierdie beeld ingesit. Mense het waarskynlik gehoor en gesien hoe daar gewerskaf is. Goud is uit talle provinsies uitgestuur na Dura se dal toe. Vrae is gevra oor hierdie beeld. Wie is dit? Waarvoor is dit? Hoekom bou die koning hierdie enorme beeld? En dan sê Daniël 3 vers 2 vir ons. Daarna het die koning Nebukadneser, die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Nou hierdie beeld moes selfs ingewy geword het. Al die belangrike name,
van die koninkryk is genooi. Almal wat iemand was, moes gekom het na hierdie okasie. Hulle moes weet van hierdie beeld. Daniël 3 vers 3 lees saam met my, sê toe vir ons, en toe het die landvoogde en die bevelhebbers en die gouverneurs en die raadsman en die skatmeesters en die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie bymekaar gekom by die inwyding wat die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het. Dit sê vir ons hierso dat hulle daar voor die beeld gaan staan, hulle het daar by mekaar gekom. Miskien het hulle daar gaan staan vir 'n groepfoto. Ek weet daar is mos nou niks daarmee verkeerd nie. Gaan staan voor hierdie pragtige monument, 26 meter se pure goud. Ek sou dit bewonder het. Hierdie was die beste beeldhouers, beste goudsmede van die antieke wêreld. En dan vers 4 sê dit vir ons, en 'n uitroeper het hardop geroep. Nou eers volg hier 'n instruksie. Julle word aangesê o volke, nasie en tale. Nou die Engelse woord in die King James sê commanded. Nie as jy wil of as jy dit goed dink nie. Dis nou wat ons nou gaan doen. Vers 5 sê, sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid, wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Die Engels praat daarso van in the same hour. Nie net nou of later as almal klaar is, dan gaan ons met jou gesels nie. Jy gaan onmiddellik in die oond gegooi word. Nou ek het gewonder, en ek weet nie of julle dalk ook al met hierdie gedeelte in die Bybel gestoei het nie. Ek weet nie of dit vir 'n klomp mense dalk 'n vreeslike verrassing was nie. Hierdie was dalk 'n verrassing gewees. Jy word uitgenooi dat die inhuldiging van een of ander beeld, een of ander monument ter hulde blyk van die koning. Ek meen, ons het dit baie, ons het Paul Creer se standbeelde, Nelson Mandela, noem het Churchill, almal het. En dan skielik, dan verander dinge. Was dit nou verkeerd om op te daag hiervoor? Ek meen, die koning sou dit mos nou persoonlik gevat het, as jy nie gaan nie. Ek neem ook aan dat enige iemand was, gaan daar wees. En baie mense sou hierdie gebruik het as 'n netwerkgeleenthede, net om weer hulle koneksies en hulle dinge by mekaar te kry. Daar was voordele gewees. En skielik as jy jouself kry, staan jy voor hierdie beeld en nou word daar vir jou gesê, jy moet nou aanbid. Jy is saam met 'n klomp mense reg oor die antieke wêreld, al die provinsies, in 'n dal, oral om jou is soldate, die koning self hou jou dop. So as jy nie kniel nie, gaan jy definitief hier gesien word. Jy gaan uitstaan. En jy is nou net gewaarsku, doen jy dit nie, dan is daar lewensgevaarlike gevolge. Jy gaan doodgemaak word, jy gaan aan 'n oond gegooi word. Nou ek weet nie, maar ek kry die idee as ek hierdie lees, dan hierdie manne in Daniël 3, het baie van hulle het nie geweet waarin hulle inloop nie. En hulle het klaar voor hierdie beeld gestaan en skielik kom hierdie kwessie van aanbidding in oomblikke. Vreeslik onverwags was daar 'n afgodsaanbiddings ding wat gebeur het. En daarom sê vers 7 vir ons van Daniël 3, en daarom op die oomblik toe al die volke die geluid van die horing, fluit, siter, luit, harp en allerhande musiekinstrumente hoor,
al die volke, nasies en tale neergeval en hierdie beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Almal behalwe daardie 3 manne waarvan ons gewoonlik praat as ons Daniël 3 hanteer. Nou ek dink steeds dat daai manne in my boek is hulle helde, Sadrag, Mesach en Abednego. Maar ek wil vir julle die idee skep onder watter omstandighede daai manne nee gesê het. Dit maak dit vir my nog meer spesiaal. Die vraag is nou, sou hulle opgedaag het as hulle geweet het, as hulle vooraf geweet het? Het Daniël dalk iets geweet? Ek meen, Daniël was een van die staatshoofde. Hy was een van die hoofamptenare. Dit wil vir my voorkom asof Daniël nie daar was daardie dag nie. Nou ek glo as Daniël, hy sou tog seker sy vriende gewaarsku het as hy geweet het. Ek glo ook dat as hy daardie dag daar was, dan was daar 4 manne daai dag aan die oond gegooi. Ons weet ook dat later het hierdie 3 jong Hebreëse manne vir Nebukadneser gesê, dit help nie, jy gaan weer hierdie ding doen nie, ons gaan nie die beeld aanbid nie, en toe gooi hulle in die oond. Nou kan dit dalk wees dat ons tans onbewus staan, hier reg voor die beeld waarvan Openbaring praat, Openbaring 13. Nou ons weet dat hierdie beeld praat van die kerk en die staat wat by mekaar gaan kom. Die kerk, die aanbiddingsfaktor en die staat, die ene wat jou gaan forceer om te aanbid. Dat ons dalk geen idee het van die vordering van hierdie beeld nie. Dat die beeldhouers dalk al lankal aan hierdie beeld werk. En dat dit dalk al baie naby aan klaar is om aan die wêreld tentoongestel te word. Nou vir baie van julle gaan die volgende nou dalk ou nuus wees. Vir baie van ons wat net die blote voorreg het van YouTube en al daardie maniere om ons inligting in te win. En dit al so as alles van selfsprekend aanvaar, is daar dalk hierdie gene onder ons wat dit dalk nie het nie. Maar hoe dit ook al sy, kom ons kyk 'n bietjie daarna. Ek gaan vir ons 'n paar videogrepe laat speel, bloot sodat ons kan sien wat daar buite aangaan. Nou, ek weet nie of julle almal vertroud is, julle is seker met projek 2025, waar hierdie dinge lyk of dit begin 'n spoed vat nie. Maar ek gaan eerder laat hulle dit self vir ons verduidelik. This 920-page document would usher in the most conservative executive branch in modern American history, if enacted. It's called Project 2025. Its pages offer new administrations a blueprint for executing a right-wing agenda, from purging the government of thousands of civil servants to dismantling the Department of Education. We do have to initiate the largest mass deportation project in the history of this country. Former President Donald Trump has distanced himself from Project 2025, but Democrats aren't buying it. Project 2025 would roll back our fundamental freedoms, undermine our democracy, and gut checks and balances. Here's a closer look at the 4 main pillars of this radical plan and how they could transform the American government as we know it. One of the things that's interesting about Project 2025 is the tone. You hear the term woke mentioned dozens of times, radical mentioned dozens of times. It's remarkably driven by culture war politics. Project 2025 is designed as a government in waiting if Trump or any conservative president returns to office. It's the brainchild of the Heritage Foundation, a conservative think tank and lobbying group that has helped staff Republican administrations since the Reagan era. We cover literally every public policy issue in Project 2025, from domestic policy to foreign policy. Kevin Roberts is the president of the Heritage Foundation and one of the driving forces behind the project. All Project 2025 is trying to do is to be a corrective to the liberal nonsense that has been so insidious inside the executive branch for the last half century. The Heritage Foundation says Project 2025 is backed by more than 100 conservative organizations and a $22 million budget. So I think the size, scale, and sophistication of Project 2025 is unprecedented. The project has 4 main pillars. Dankie. Ek wil nou nie julle heeldag hier laat sit nie.
Maar dit sê vir ons hierso dat Kevin Roberts is die president van die Heritage Foundation en dit sê dat hulle letterlik elke liewe openbare beleidsprobleem in aanhalingstekens in hierdie dokument hanteer. Nou ek wil vinnig net kyk, laat ons sien wat is een van hierdie probleme. Onthou ons is nou nog in Amerika. Hierdie is 'n dokument vir die nuwe Amerikaanse president Donald Trump wat ons weet het nou al 'n jaar terug aan bewind gekom, ingestem is. Nou kom ons kyk net so vinnig na die volgende slide. Project 2025. Have you heard of it yet? If not, I'm going to quote from it. Strap yourselves in. Revelation 13 is coming our way. It's a conservative Heritage Foundation-led coalition of interest groups and think tanks putting together a 920-page policy prescription for the next Republican administration that they want to see in the presidency. Nothing that surprising in there till you get to the section on Sabbath rest. Oh yes, and I'm quoting, they promote legal regulation of work on the Sabbath, meaning Sunday, regulating by the laws what you can do on Sunday. Unfortunately, that communal day of rest has eroded. Communal day of rest. This is collectivism, not individual liberty. And then they say Congress ought to pass a law mandating employers to pay time and a half to their employees who have to work on Sunday, for the time being, make an exception to those who can prove that they have a sincerely held alternative Sabbath day. This is a foot in the door of Revelation 13. Dit sê vir ons hierdie dokument is 920 bladsye van beleide. Soos ons dit nou sal noem. Maar tog is daar wel een van hulle wat ook verander moet word. En dit handel oor werk en besigheid op die Sabbatdag of the Sabbath rest, soos wat hulle daarvan praat. Wat dan handel oor Sondagrus en dat daar iets gedoen moet word of mense meer te betaal om op Sondag te werk, of ons moet hulle bietjie breek om op Sondag te werk. Ons is nog steeds in Amerika. Speel vir ons die volgende enetjie asseblief, Eugene. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. Pray again. Read the Bible again. Go to church next Sunday. And the Sunday after that, and break free from the temptations and shackles of this world. Nadat hierdie vrou se man, 'n baie bekende en groot voorstander, hy was die voorstander van Christelike herlewing in Amerika as hy vermoor deur 'n beplande sluipmoord in die openbaar, lewendig voor die kameras, waar mense dit miljoene kere oor en oor en oor op YouTube gekyk het. Het sy nou voor 'n skare wat nie in Ellis Park sal pas nie, dis te groot. Het sy nou vertel van haar man se droom van 'n Christelike herlewing in Amerika wat net moet voortgaan. Dit sal voortgaan. Nou Donald Trump het self ook op hierdie begrafnis gepraat en ook telkere ander bekende mense. Nou ons weet dat Amerika was op 'n stadium 'n protestantse nasie, eg protestant, en dit was die ontstaan van Amerika gewees. En ons weet dat hulle knoppie wat gedruk sal word, sal Christelike herlewing wees. Maar kom ons los 'n bietjie Amerika, kom ons gaan so vinnig na Europa toe. Europa is 'n baie meer sekulêre nasie. Ek meen daardie gedeelte van die wêreld is nou nie bekend vir hulle Christelike lewens wat hulle lei nie. Kom ons kyk vinnig wat gaan in Europa aan. Discover the growing global movement inspired by Pope Francis's encyclical, promoting a weekly day of rest for the Earth to combat climate change. The weekly Earth Sabbath movement, inspired by Pope Francis's encyclical Laudato Si', promotes a weekly day of rest for the environment. The weekly Earth Sabbath movement aims to combat climate change by reducing human activities that contribute to environmental degradation for one day a week. The concept is rooted in the idea that the Earth, like humans, needs rest to recover and heal from constant demands. Scientific evidence supports the Earth's ability to recover when given a break from human activities. The weekly Earth Sabbath movement is gaining global traction, with individuals and organizations joining the initiative to promote sustainability. Participating in the weekly Earth Sabbath movement can help reduce carbon footprints and promote environmental conservation.
The weekly Earth Sabbath movement highlights the interconnectedness of human and environmental well-being. It encourages reflection on our relationship with the Earth and the importance of respecting its natural cycles. The weekly Earth Sabbath movement offers a practical and accessible way for people to contribute to climate action. It aligns with biblical teachings that emphasize the importance of taking a day of rest to honor God and creation. The weekly Earth Sabbath movement is a crucial step in addressing the urgent need for climate action and promoting a sustainable future. Join the weekly Earth Sabbath movement and be part of the global effort to combat climate change and protect our common home. Visit www.earthsabbath.world. Dit sê hierso vir ons dat die weekly Earth Sabbath is in lyn met die Bybelse leer van die belangrikheid om 'n dag van rus te vat en om God te eer en die skepping te herdenk. Dit klink mooi, né? Dis nie Bybels nie. Dit is ook 'n kritieke stap om die huidige klimaatprobleem aan te spreek. Maar van watter dag praat hulle hier? Kom ons maak seker. Want alles klink mooi en alles klink vir my Bybels. Kom ons kyk na die volgende ene. Work-free Sunday must be guaranteed for everyone. We need a work-life balance that is real, that is concrete, which means that we have the time for our family life, for our private interests, for our passions, for thinking, for living outside of the work time. Sometimes today we see this as a blending situation between private life and work life. This must stop. We need to give a clear boundary. And this is why we must support a work-free Sunday. Ons het reg gehoor, 'n werkvrye Sondag moet vir almal gewaarborg word. Dit moet stop. Kom ons luister net weer vir Oulaas, dan gaan ek vir ons begin afsluit. On the 3rd of March, we celebrate the Work-Free Sunday. As we say in Germany, on a Sunday, Daddy belongs to me. So I have the right as a child, I have the right to spend my free time with my parents on a Sunday. And that was a long fight. And that is so important, that workers, employees have the right for a break. And that is good for our environment, that is good for our social life, and that is what we have to keep, especially in the digital way, in the digital sector. The work-free Sunday on a Sunday, Daddy, Mommy, my family, supposed to me, it must be a free day. 'n Werkvrye Sondag, die familie moet tyd deurbring. Papa, mamma, hierdie is my dag, 'n werkvrye dag. Nou my vraag vanoggend is net, ons kan ons eie besluite neem. Is hierdie beeld dalk al hier? Is hy reeds in dokumentasie vasgepen? Is dit besig om uitgevoer te word in die huidige Amerikaanse konservatiewe Republikeinse party van Donald Trump? Gaan hy dalk wet gemaak word? Ek weet nie, julle weet wat die Bybel sê. Wat 'n pragtige wet wys hulle nie tog hierso van ons nie. Almal moet terug gaan kerk toe op Sondag en die volgende Sondag. Pure goud. Goud wat die herlewing moet bring vir miljoene Christene. Wat moet terugkeer na die wêreld se Sabbatdag. 'n Beeld van goud wat net soos die Bybel mos sê, ons 'n rusdag moet neem elke week om sodoende die skepping te herdenk. 'n Beeld wat ons gaan help om die wêreld te red en klimaatverandering onder beheer te bring. 'n Beeld wat ons gaan help om meer tyd met ons families te spandeer. Papa, mamma, hierdie is my dag. 'n Pragtige beeld opgestel, miskien onder ons oë, reg vir die wêreld om gesê te word, om te buig. Ek sluit af met 'n paragraaf uit Counsels for the Church, Raad vir die Kerk. Hoe ironies is die titel nie.
While men are sleeping, Satan is actively arranging matters so that the Lord's people may not have mercy or justice. The Sunday movement is now making its way in darkness. The leaders are concealing the true issue. And many who unite in the movement do not themselves see the undercurrent or whether it is tending. Its professions are mild and apparently Christian, but when it shall speak, it will reveal the spirit of the dragon. Amen. Here, dankie dat U vir ons die ou tyding gegee het, Here. Here, dankie dat U ons vertel het van die begin af wat gaan gebeur, wat gaan kom en wat gaan gebeur net voor die einde. Here, ek wil vandag vra dat U ons verstande en ons gewoontes, dat U ons sal help om dit uit die wêreld uit te neem, Here, sodat ons weer sal fokus op U. Here, dankie dat U hierdie dinge vir ons gewys het. Here, ek wil vra dat U asseblief met ons sal wees waar ons nou uit mekaar uit sal gaan. Seën ons en hou ons veilig totdat ons almal weer by mekaar sal kom. Dit is my gebed in Jesus Christus se naam alleen. Amen.